kompetisie van jy kompeteer, jy's 'n indringer, jy is 'n uitlander wat teen die land se mense kompeteer. Ja. So jy moet ekstra gee. Ja, dit is net moet jy, maar ook wil jy graag vir hulle wys, jy wil bo hulle speel, jy gaan bo hulle speel, want jy is Suid-Afrikaner. Ons kuier vandag met een van die spelers wat seker die hardste en van die meeste tackles in 'n game maak. Hy het sy weg Rusland toe gevind in 2019 en speel nou al 5 jaar in die Russiese liga. Hy was eers by VVI in Moskou en vandag draf hy uit vir Strela in Kazan. Hy is ons eie Mr. Casanova, so maas, sluit julle dogters toe en verwelkom vir Ricky Korf. Hallo, is 'n voorreg om te wees. Ja, ek moet sê, jy lyk goed vir 'n ou wat vandag 'n Bronco gehardloop Kyk, dit was nie maklik geweest nie, maar hy is gedoen, hy is agter die rug. Nou maar, ons het genoem, jy speel nou al 5 jaar hier in Rusland rugby, gaan vir jou 6 jaar, wat beteken, jy kry nou jou Russiese paspoort. Wat beteken dit vir jou as mens en vir jou as speler? Ek het lank gewag vir dit. Ek is baie bly ek het my paspoort nou gekry, nou kwalifiseer ek daarmee mee as 'n Suid-Afrikaner in Rusland, so ons span kan nou tegnies 6 Suid-Afrikaners teken, of 7 Suid-Afrikaners teken, want ek tel nie meer nie, so Dis baie nice. ongelooflik. En wat moes jy doen om daai paspoort te kan kry? Ek moes 5 jaar in die land gewees het en ek mag net 30 dae 'n jaar nie in die land wees nie, so is maar 'n bietjie taaf geweest, maar is gedoen. Dis amazing. En verhoed dit jou om na ander plekke toe te gaan of bly nog steeds Suid-Afrikaner, jy het nou net 'n paspoort, so vir die Unie is dit maar net jy's nie meer 'n Suid-Afrikaner in die Unie. Nee, kyk, so my paspoort, nog steeds my paspoort, so my Suid-Afrikaanse paspoort gaan nie weggevat word nie, so Yes. alles gaan dieselfde bly. Net my Russiese paspoort kom nou by. So Okay. ek moet dan dan kom sonder 'n visa, dis eintlik maar al wat verander. So by die Blou Bulle, voordat jy nou Rusland toe gekom het, hoe daai skuif gewerk, hoe het jou kontrak geëindig begin? Ek het my labrum geskeur in 'n game, toe het ek besig uit gewees vir so 5 maande. En toe was dit moeilik om terug te kom by die bulle. Ek is eerlikwaar is moeilik as jy van die mesering af is nie maklik om weer in te kom. Daar's altyd mense wat net so hard as jy of wat net so goed as jy is. Ja. Maar dit is 'n geleentheid en toe sê my agent vir my, hy het nou vir my offer gekry in Rusland, so stel ek belang. En toe sê ek vir hom ek is die volgende vlug Rusland toe. Okay, So hoe vinnig was daai proses? Dit was binne 2 weke gewees. Rarig. Ja, my agent het my gesê die kontrak is reg en toe sê ek stuur hom, ek teken hom en ek wil gaan. En jou rehab, waar moes jy dit doen? Ek het my rehab by die bulle gedoen en toe van daar af terugkom Rusland 2 minute hierso rehab gedoen, maar die afgetrede het nie afhanklik geweet dat ek 'n besering gehad het, so ek het hom maar so 'n bietjie draai wegsteek. Het dit jou game enigstens beïnvloed aanvanklik? Aanvanklik nie, ek het daarmee aangekom in 'n pre-season, so ons het daarmee kontak gedoen en goed, so ek het my skouer lekker weggesteek vir 'n paar maande. Het jy aan die begin van die jaar gejoin in Rusland of Ek het gekom? in 2022 Junie aangekom, so net so na voor die pre-season eindig. Okay, dit is lekker. Ja. En hoe ervaar jy die pre-season hierso in Rusland teenoor wat jy gehad het by die Blou Bulle byvoorbeeld, want jy is nou ook weer in pre-season. Ja, dit is maar eintlik maar vir my dieselfde. Is dit Dit is nooit lekker nie. intensiteit Ja, nee. ewe hard? Ja, dit is eintlik maar dieselfde, maar rugby bly rugby, dit maak nie saak waar jy dit speel nie. Okay. Ek voel ons oefen maar net so hard hierso, as dit nie harder is nie. Like, Want jy moet altyd verbeter, ons nooit plek vir growth as jy gaan stil staan en nie verbeter nie. ja, en jy het nou natuurlik die kompetisie van jy kompeteer, jy's 'n indringer, jy is 'n uitlander wat teen die land se mense kompeteer. Ja. So jy moet ekstra gee. Ja, dit is net moet jy, maar ook wil jy graag vir hulle wys, jy wil bo hulle speel, jy gaan bo hulle speel, want jy is Suid-Afrikaner. So dit maak dit altyd net lekkerder. So jy was nou eers in Moskou gewees en nou Kazan. Jy is nou so jaar hier in Kazan gewees. Kan jy vir ons kykers vertel hoe het dit verskil die twee stede? Isie, waar begin ek? Moskou was 'n belewenis gewees, 'n goeie 5 jaar gewees. Kazan is self 'n baie lekker dorp om te bly. En ek dink jy travel ook minder hierso in Kazan as wat jy in Moskou Ja, gedoen het. Moskou Dis is baie groot. groot. So ek het oefening toe getravel ons 1.5 one way. So dit was nogal 'n taamlike tyd gewees om te travel elke dag. En hierso kan jy stap so 20 Ja, hierso minute. ry ons kar 10 minute dan ek by die veld. So is definitief baie makliker hierso. Ons het- Liefliker. Ja, dis soveel lekkerder, né? Ons het vroeër gesels dat dit is half soos 'n spinnekop net die metro. Weet jy omtrent hoeveel metros daar is? Ek dink ons oor die 220 metrostasies in Moskou en al daai metrostasies is ondergrond. Dis nie die treine wat bo die grond loop nie, dis als ondergrond. So jy kan aan een kant van Moskou inklim en aan die ander kant uitklim en dan het jy deur die hele Moskou onderdeur gery. Dis crazy, want in Kazan het jy gaan een rigting in, een rigting uit. Ja, Dan. dit is eenvoudig.
lekker maklik. Dis so cool. Nou, jy was 'n tydjie in Suid-Afrika by die Blou Bulle gewees en toe kom jy nou oor Rusland toe. Was dit vir jou 'n groot aanpassing om aanvanklik deur Russe afgerig te word en wat was die grootste skok of aanpassing om hiernatoe te kom? Ja, ek was voorheen gewees om in die Bulle te speel na skool af, so ek het 'n kontrak gehad van onder 19 af tot 22, bietjie Kerkap gespeel, nie Kerkap, die Supersport Challenge gespeel. En toe ek hier aankom het my coach opgetel op die lughawe het met in die diepkant ingegooi, het my by die tel afgelaai en toe sê hy vir my trek die talks aan, jy's gaan oefen. Jy het nie as jou eie flat gekry nie, jy het in 'n hotel Ek het vir 3 maande in 'n hotel gebly, ja. Dis crazy. En Lekker geëet daarom en daarom kos te maak en goed, so is daarom daar baie mee gespaar. dis 'n voorreg. En was daar ander Suid-Afrikaners of was jy alleen ingegooi? Dit was aanvanklik 3 Suid-Afrikaners gewees wat aangekom het. Okay. Ek was van die eerste 5 gewees in die land, maar dit was daarom 3 gewees van my span. Ja, en kon hulle Russies praat of die coach ten minste Engels praat? Die coach het getraai Engels praat, maar ek het nie veel verstaan nie, maar gelukkig is al 'n goeie ou in ons span gewees wat kan goed Engels gepraat het, so hy het maar vir ons getranslate. Maar ek dink wat lekker is want so in die diepkant ingegooi word, jy word al forceer om vinniger Russies te moet leer praat, anders dis daai fight or flight Ja, mode dit is wat baie inskop. Ek het probeer, maar ek het nou opgegee op baie Russiese taal, so ek gooi my Engels nou. Gelukkig by waar ek nou speel, praat coaches daarom Engels en Afrikaans. So. Ja, en ons is 'n lekker groot gemeenskap van baie Suid-Afrikaners. Ja, baie makliker. Jy kan nou daarom Engels praat in jou aftyd. Nou, watter raad het jy vir enige Suid-Afrikaner wat buiteland gaan bly en vir hulle en die familie dit makliker te maak, die skuif? Yes, dit is maar altyd moeilik. Ek sal sê, daar was my video call, so is maar altyd moeilik weg van die huis af te wees. Maar oproep is net op jou foon aan bel jy van jou familie en dan ja. En hoe gereeld gaan jy huis toe? Ek gaan so 3 keer per jaar huis toe. Dis lekker dan. En vir lekker lang tye nou, so. Ja, julle was nou vir omtrent wat 2-3 maande by die huis 2,5 maande by die gewees. huis gewees, ja. En dan was julle gelukkig die winter ook. Dis die nice ding. So ons is daarom in die somer in Suid-Afrika en ons is weer in die somer in Rusland. So is daarom nice. En dan geniet jy maar die brandewyntjie en die biltongkie, Ag, die ek praat droëworsie. ek eet maar ek drink glad nie. Ag, glad nie. Ah. Nee, soet. Kerkmens. Natuurlik, jy weet ons. Hoe ken jy my? Nou kyk jy nee. Vir ons gekom het, was daar gesê vir Damien oor baie gepraat. Mooi vrouens in die wêreld en die Russe is nou so mooi. Nou wat sal jy sê, is die Russiese vrouens vir jou as 'n enkellopende man regtig soveel mooier as die Suid-Afrikaners? Of sal jy maar nog steeds 'n boeremeisie verkies? Waar begin ek? Dis Rusland het regtig baie mooi vrouens en net waar ek kyk is al mooi vrouens, maar dieselfde in Suid-Afrika. Maar ek sou sê die vrouens hierso is definitief nie so opreg en so natuurlik soos die Afrikaanse vrouens hier. So Ja. ek sal definitief graag 'n Afrikaanse vrou wou getrou het, maar ek dink ek is 'n bietjie oud vir dit. Wel, oud maar nog nie koud, né? Hulle sê so. Nee, kyk, ek moet sê, ek word gereeld ge-ID, want ek lyk te jonk, want ek het nie lip fillers en botox nie. So, ek dink dit is maar deel van hulle kultuur hierso. Ja. Maar, so. baie dankie dat jy vir ons 'n bietjie meer vertel het van jou tydjie hier in Rusland. Voor ons afskakel en baie sê, het jy enige laaste bietjie inspirasie vir ons kykers? Ek sal sê as jy jong uit is in Suid-Afrika en jy wil graag in die buiteland gaan speel, kry vir jou 'n goeie agent en doen moeite. Maak vir jou videoklips. Hulle gaan nie jou toe kom nie, jy moet maar na hulle toe gaan. Jy moet maar jou CV buite kan kry. Absoluut. So jy het 'n agent gehad wat jou Rusland toe ook gehelp het? Ja. Okay. Van die ek het 'n agent Dis gehad awesome. en hy het my gekry. Dis great. Ek weet ek het dit geniet om saam met Rietjie te kuier. As jy ook ons kuiertjie geniet het, onthou om te like en subscribe. En as jy enige vrae het vir ons gaste of 'n versoek wil instel van wie jy graag wil hoor in die studio, drop dit in die comment section. Ons maak seker ons nooi hulle terug vir 'n Q&A of vang hulle vinnig op die straat. Dankie Rietjie. Baie dankie.